Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek gesels in hierdie reeks oor die spreek en tale, die misleiding daarachter. En dit is natuurlik die hedendaagse spreek en tale, die misleiding wat daarachter is. En in vandag se onderwerp gaan ek konsentreer en fokus op Markus 16 vers 17. Met nuwe tale sal julle spreek. En dit is wat Jesus aan die disippels gesê het nog voor sy hemelvaart. En hierdie vervulling het plaasgevind op die dag van Pinkster, Handelinge 2, en ons gaan kyk wat die konteks daarvan is, en dis baie belangrik. Daar's baie misleiding in ons kerke oor die spreek en tale, dis 'n sogenaamde prayer language, en in hierdie geval, Markus 16:17, is daar baie wat noem dat dit wel 'n prayer language moet wees, maar dit is glad nie die geval nie. So kom ons spring dadelik weg. Nou, dis baie belangrik om die woord van die Here in sy konteks te gaan lees, die woord reg te sny, anders gaan ons die ware konteks en betekenis daarvan totaal verloor. Nou Markus 16 vers 15 tot 20 spreek van die gelowige wat die evangelie moet verkondig, en daarom word hulle toegerus om dit te kan uitvoer. Nou hoe sal hulle dit anders kan doen as hulle nie die gawe van tale en die uitleg van tale het en so meer nie? En dit is waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. Die vervulling, soos ek gesê het, het plaasgevind in die boek van Handelinge, en dit is nie gegee aan 'n individu noodwendig nie. Elke individu kan dit doen nie, maar aan mense wat geglo het wat die Here sal kies om daardie werk te doen. En dit het ons gesien in die boek van Handelinge. So wat is die konteks dus van Markus 16:17, die nuwe tale waarvan Jesus gepraat het? Nou kom ons gaan kyk wat sê hierdie leraar daaroor. So the first thing we have to discuss here is the context of the passage. And in this case, it's the Great Commission. Jesus is sending his disciples into the world to proclaim the gospel and to make disciples of all nations. He says in verse 15, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." And so here Jesus is speaking of the individual and the result of their faith or lack thereof. If an individual believes and is baptized, he'll be saved, but if an individual doesn't believe, he'll be condemned. Then Jesus says these signs will accompany those who believe. And so he shifts here from the individual to the collective. He's not saying these signs will be a part of every individual believer's life, but they'll be characteristic of the body of Christ as a whole. He says they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will handle serpents, and so on. He's not using a singular pronoun like he did in the previous verses, but a plural one. And when we look to the rest of the New Testament, we'll find evidence that not every believer had these signs, plural, attached to them. For instance, we have the 3,000 converts on the day of Pentecost. We have the Ethiopian eunuch. We have Lydia and her household, and the Philippian jailer, and many more who were said to have turned to the Lord who didn't have any signs accompany them, at least none that we're made aware of. And so those who believe that Jesus speaks of is not in reference to every individual believer, but rather the body of Christ as a whole, which would be set apart by these signs, which did accompany them in the early church. Dit is baie duidelik wat hy hier vir ons verduidelik het, en ek dink dit het nie verdere bespreking nodig nie. Maar belangrik is om te onthou, die konteks van die skrifgedeelte is absoluut van kardinale belang. En daarom moet ons 'n bietjie gaan kyk wat hy gesê het. Die tale spreek vir baie mense, is dat elke gelowige in tale moet praat. Nou wat van die ander goed wat genoem word, die ander tekens, soos slange as jy hulle opneem, as jy iets dodeliks drink, dit word nie baie maklik genoem as charismate praat van Markus 16 vers 15 tot 17 nie. So dit word nie baie maklik genoem nie. En daarom swyg hulle oor hierdie ander tekens, want dit vind nie plaas nie. Dit is nie in hulle lewensteenwoordig nie. En hulle sê dat die wat geglo het, met ander woorde jy 'n gelowige is, dan moet hierdie goed met jou gebeur. En ons sien dit werklik nie plaasvind in gelowiges se lewens nie. Ons sien dit in die kerk plaasvind nie, en daaroor swyg hulle oor hierdie ander tekens. Nou, die verkondiging van die evangelie aan die ganse mensdom is eintlik die konteks van die skrifgedeelte. As jy die evangelie wil verkondig, moet jy die tale magtig wees van ander nasies. Onthou, in ons dag is dit maklik. Jy gaan leer en jy studeer en jy leer die taal aan, of jy het selfs mense wat tolke is.
Maar in daardie dae was dit nie so gewees nie. Daarom was die gawe van die Heilige Gees en die uitleg van daardie taal, die taal en uitleg van kardinale belang, en dit is waaroor te gaan het. Nou, hierdie evangelie, dis die evangelie van Jesus Christus, sal verkondig word, en daar sal tekens en wonders wees wat plaasvind, wat hierdie tekens dan ook bevestig en bekragtig, en ons lees dit in Markus 16 vers 20. Maar hulle, die apostels natuurlik, waarvan Jesus gepraat het, het uit te gaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Nou, hoekom moes hierdie tekens plaasvind? Onthou, daar was nie 'n Nuwe Testament nie. En jy moet dit onthou, dis belangrik. Daar was nie 'n testament wat hulle kon lees vir die mense nie. En daarom as hulle die woord gebring het, gesê die Here is die verlosser, en dan was daar tekens wat bevestig dit, dat hy is waarlik die Messias gewees. En dit is waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. En die tekens wat natuurlik gevolg het, sommige het demone uitgedryf, daar is die skrifgedeeltes, ek gaan dit nie alles lees nie, die vervulling met die Heilige Gees en tale, siekes die hande opgelê en slange hulle opneem en so meer. So hierdie goed sien ons in daardie skrifgedeeltes het wel plaasgevind, maar ons sien dit nie meer plaasvind in die sendbriewe van Paulus noodwendig nie, dis nie meer daar nie. Maar die vervulling met die Heilige Gees en tale was 'n teken aan die ongelowige Jode, wat die evangelie eintlik verwerp het, dat die Gentiles, die heidene, dat hulle die Heilige Gees ontvang het, want hulle het in tale gepraat, en het gehoor hoe hulle God groot maak en prys. Hoe kan jy iemand hoor God prys, as jy daai taal nie verstaan nie, as dit sommer maar net 'n prayer language moet wees? Dit is onmoontlik. Hulle het in tale gepraat wat verstaanbare tale was, wat ander gehoor het in hulle eie moedertaal. En dit is die konteks van Markus 16, 15 tot 19. Nou, hierdie evangelie moes aan alle tale, volke en nasies verkondig word, en sou hulle dit kon doen as hulle nie daardie tale magtig was nie, glad en hoegenaamd nie. Daarom die gawe van tale en die uitleg volgens 1 Korintiërs 12 vers 10, baie belangrik. Nou kom ons gaan luister na 'n videoklip waarin Andrew Slaughter nou met Richie Diekjaus praat. Nou Diekjaus is die charismaat, Andrew Slaughter bevraagteken hom, en hy vra vir hom sekere vrae, en hy nou antwoord Richie Diekjaus, en jy moet nou luister na die antwoord wat hy nou gee, en dit is eintlik baie skokkend. Kom ons gaan luister. Okay, and so Mark 16, and we'll go there a little later on. I'd like to go there. You would say that the promise of Jesus in Mark 16, that they shall speak with new tongues, is this heavenly language. Yes, I believe that was fulfilled on the day of Pentecost, and when they received those new tongues. Yes, and fulfilled at Pentecost. Now, let me ask you this: with Pentecost in Acts chapter number 2, verse number 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now, my question is verse 6, now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. So my question is how could this be a heavenly unknown language when the people are hearing these disciples speak? Because it's not just the fact they're hearing, they're speaking with other tongues, and these other tongues are known languages from other nations. Would you want me to respond now? If you would, yes. Okay, yeah. So that's an interesting point that you bring up, because now this might sound like something you may have never heard before, but I don't believe. I'm sure I'll hear a lot of that tonight. Well, I don't believe that they only heard them speaking in their known languages. I would say that they also heard the heavenly language along with the languages of their own country. Nou ja, ek hoop jy duidelik gehoor wat hierdie Richie Diekjaus sê. Totaal buite konteks, dis onskriftuurlik, hy kry dit in die Bybel nie, dis eisegesis, hy plaas dit in die skrif wat die skrif nie leer nie. En nou sê Andrew Slaughter, vra vir hom, hy sê hierdie skrifgedeelte in Markus 16, wat julle nou sê is 'n heavenly language. Hy sê ja, dit is het sy vervulling dan in Handelinge 2 vers 4
En hy sê dan ook vir hom die volgende, dat hierdie is tale wat deur mense gespreek was, wat aardse tale was. Dit is nie heavenly language nie, maar dit is aardse tale wat hulle gehoor het. En toe antwoord en hy sê vir hom, hulle het ook twee goed gepraat. Hulle het gepraat in gewone tale en hulle dan ook in 'n heavenly language gepraat. Nou wil ek vir u vra, as jy nou luister na die gesprek, maak dit vir u enigstens sin? Maak dit sin wat hierdie mense leer, hierdie charismate leer, dat dit 'n heavenly language moet wees? Die Bybel praat nie van 'n heavenly language in Handelinge 2 vers 4 nie. Dit was gewone dialectos, glossa, gewone aardse tale, wat hulle in hulle eie moedertaal verstaan en gehoor het. Maar as jy met charismate praat, dan sê hulle vir jou, nee, dis 'n heavenly language, dis 'n prayer language, en niemand verstaan dit nie, en kom hulle met enige verdigsel na vore, wat nie uit die woord van God kom nie. En dis baie duidelik in hierdie videoklip, wat jy gesien het, is eintlik skokkend. Maar dis hoe hulle glo, dis hoe hulle met jou praat, en hulle verwag van jou om dit te glo. Maar dit staan nie in die Bybel nie. Kom ons gaan luister wat sê Raymond Lombard oor Markus 16. Hierdie baie belangrike, bekende teks wat jy ook seker goed ken, is die een in Markus 16, vers 16 en 17. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle spreek. Vir die wat geglo het, sal, hier staan, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Dis 'n belofte wat Jesus gegee het. En Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 12 dat vers 31 beywer julle met die oog op die beste gawes. En natuurlik, dit sal beter wees om te profeteer as om in tale te praat, want as jy profeteer stig jy die gemeente, as jy tale praat, stig jy jouself. So dit hang af van waar die gawe opereer, wat 'n impak dit sal hê. Nou, jy hoor wat sê Raymond Lombard, en dit is tipies hoe hierdie mense praat oor hierdie onderwerp. As jy met nuwe tale praat, die wat geglo, dan sê dit staan daar, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle praat. Nou, jy weet, is baie skokkend. Ek het gehoor van 'n vrou wat sê dat as jy nie in tale praat nie, dan het jy nie die Heilige Gees nie. En dat die mense wat natuurlik in ander kerkdenominasies sit, soos die NG Kerk en gereformeerde kerke en selfs baptiste, mense wat glad nie die gawes beoefen nie, dan sê hulle daardie mense het nie die Heilige Gees in hulle midde nie. So hy is nie by hulle nie. En dit is absoluut skokkend. Dit is absoluut amper lasterlik om dit te sê. Kinders van die Here word nie uitgeken in die tale wat hulle praat nie. Hulle word uitgeken in die vrugte wat jy dra. En daarom sê die Here Matteus 7 dat 'n goeie boom dra goeie vrugte en 'n slegte boom dra slegte vrugte. Jy word nie gekenmerk deur die gawes wat jy het, dat jy 'n kind van God is nie. Daar praat Hindoes in tale. Daar's valse, daar's pagan gelowe wat hierdie goed doen. Dit is nie die teken dat jy gered is nie. En daar's mense wat dit werklik glo. Maar Raymond Lombard sê dat hierdie taal is 'n taal en jy stig jy daarmee self. Nou die Pinkstercharismate, vir hulle is die spreek in tale 'n vereiste en 'n belofte. Dit is nie in die woord van die Here nie. En ek dink hierdie mense wat vir hulle self wat sê hulle het baie gestudeer en lank gestudeer en grade het en so meer. Ek dink hulle moet weer gaan ondersoek doen en kyk wat die woord van die Here in konteks leer. En dis eintlik 'n baie skandelike uitspraak as mense sê dat as jy nie in tale praat nie, dat jy nie die Heilige Gees nie. En dis wat hierdie mense leer. Ek sê nie hy leer dit nie, maar daar's baie mense wat dit leer. Nou die konteks van Markus 16 B1 is baie duidelik, dat die evangelie bevestig sou word deur hierdie tekens wat plaasvind in die boek van Handelinge. Jy kan dit in Markus 16:20 weer gaan lees. En die fokuspunt in Markus 16 is nie die sogenaamde prayer language of 'n heavenly language nie, soos daar in ons charismatiese kringe verkondig word nie, maar om die evangelie in 'n wêreldse taal wat jy nooit aangeleer het nie, te verkondig aan iemand wat daardie taal verstaan. Is dit werklik so moeilik om te verstaan wat hierdie gawe is? Die gawe van die Heilige Gees wat tale aanbetref, is om jou toe te rus om daardie taal wat jy nooit geleer het nie, bonatuurlik te verstaan en dit dan ook vir mense te gaan met hulle die evangelie mee te verkondig.
Maar in 'n kerklike gemeente moet daar in tale gepraat word hoogstens 3 en iemand moet dit uitlê dat daar orde in die gemeente kan wees. Maar as jy met hierdie mense praat, dan sê hulle, dit is altyd 'n prayer language en 'n heavenly language. Dit is ongelooflik hoe hierdie mense die Bybel misverstaan. Kom ons gaan luister wat sê Johan de Beer. Hy praat nou hier van Markus 16 vers 17. Kom ons gaan luister. Just look, give me Mark 16, 16, 17 to 18. You're going to read it. You're going to read it, New King James. And, are you ready to read it? 1, 2, 3, go. Stop. What new tongues? That is why when we go Karabuku Ramakaze, Karibaka Toroboye, they said, hey, not in the church. We do it discreetly. No, he's talking about me. Don't ever be afraid to speak in tongues. You can ask my wife, even if I walk in Pick and Pay, I go Karabaka Rubuku Ribababaye. Then some people say to me at the till, sorry, what did you say, sir? I said, I'm not speaking to you. I said, it's a foreign language. I say, yeah, it's foreign to you. Don't be ashamed of the things that God has given you. Don't be ashamed. Listen, the Bible says God takes the foolish things to confront the wise. Kariba Kozuku, have you ever heard anything foolisher than thou? But listen, that's where the power lies. Nou hierdie mense maak hulle self baie belaglik. Hulle verstaan nie die Bybel nie, hulle verstaan nie waaroor hierdie gawes gaan nie. En dan praat hy in 'n gebrabbel. En hy gebruik Markus 16 vers 17 daarvoor en sê, dit is die taal wat hy praat. Absoluut skokkend. Hierdie mense moet teruggaan na die tekenbord toe. Hulle moet weer vir die Heilige Gees gaan vra, Here, wys my, wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte? En tog, hierdie mense verstaan dit nie. Hulle maak hulle self belaglik. Nou, ook lees hy Markus 16 vers 17, asof dit aan elke gelowige hierdie gawe verleen om in tale te kan praat. En die tale wat hy juis hier praat, is bloot gibberish. Daar's niks sin wat hy sê nie. Niemand verstaan dit nie, want die Bybel sê dat dit verstaanbare tale is wat in Handelinge 2 vers 4 plaasgevind het. Ons sien dit in Handelinge 10:45, dat elke keer wat hierdie mense gevul was en in tale gepraat was, was dit 'n taal wat hulle verstaan het, want hulle het gehoor hoe hulle God groot maak. Nou die vrou by die til, hy sê het met iemand by die til gepraat en gesê, wat sê jy? Die sê, ja, dis 'n foreign language. Nou wat is 'n foreign language? Dis 'n taal wat jy nie ken nie. Dis 'n taal wat Zulu kan wees, of 'n taal wat Spaans kan wees, maar aan jou is dit foreign. Dis onbekend, jy verstaan dit nie. En hierdie mense maak hulle self totaal belaglik. Dan gebruik hy 1 Korintiërs 1 vers 25, buite konteks om te sê, dat God die dinge, die dwaase dinge, tale gebruik, om die wyse te konfronteer. Nou, gibberish tale is dwaas by God, maar is wys by die charismate. Dit is absoluut dwaas om 'n skrif nog weer eens uit sy konteks te gaan gebruik. Dit is nie waaroor hy skrif in 1 Korintiërs 1:25 gaan nie. Hy sê, die dwaasheid, die kruis is dwaas vir die wêreld. En dit is waaroor hierdie skrifgedeelte gaan, nie oor tale nie. Hulle praat gibberish, dis dwaas by God, maar wys by die charismate. Dit is vir hulle wysheid. Totaal buite konteks. Nou hier kan ons net weer gaan kyk na die betekenis van daai skrifgedeelte wat ek nou van gepraat het. Die kruis was hier dwaasheid vir die Grieke, wat wyser is as die mense, en wat dwaasheid is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. Gaan dit oor spreek in tale? Nee, glad nie. En nog minder die sogenaamde prayer gibberish language. Hier gaan dit oor die kruis. Dis die konteks van wat dwaas is by die wêreld, is die kruis. En dit is die konteks van daai skrifgedeelte. Hy kan nie as die skrif in konteks reg verstaan nie. Maar hierdie mense praat derentyd in tale, en hulle praat in 'n gibberish taal, en hulle dink dit is wat die krag lê. Dit is werklik, dan as jy in tale praat, dan
dan is jy nommer 1. Jy is op pad, jy het dit alles gevind. Dis totaal buite konteks, dis dwaas. Nou goed, ek sluit af met die gedagte, pas op om nie mislei te word nie. Die spreek in ander tale is 'n gawe wat God ons gegee het. Alhoewel dit nie meer vandag so relevant is nie, dit kan gebeur dat die Here jou gebruik as 'n sending iewers, hulle verstaan nie jou taal nie, en God kan jou daardie gawe gee. Of as jy in 'n vreemde gemeente iewers in die wêreld wat nou nie Engels verstaan nie, of wat ook al die geval is, kan God daardie gawe gebruik. Maar dit is nie meer relevant soos in die tyd van die boek van Handelinge nie. En daarom moet ons baie versigtig wees. Moenie mislei word deur hierdie mense, en so baie mense is mislei. Wonderlike kinders van die Here wat daar sit, en hulle word mislei. Ek het selfs gehoor van iemand wat by 'n selgroep was, wat vir haar gesê was, sy moet haar taal gaan soek, en as sy haar taal nie het nie, dan voel sy maar sy het nie die Heilige Gees nie. Dit is absoluut skokkend, en die kerke sit met hierdie misleiding in hulle midde, en hulle verstaan nie die woord van die Here nie. Mag die Here ons se oë open deur die werk van sy Gees, om dit reg te verstaan. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.